29 Mei 1959 om 7:15 in die kerksaal van die NG Kerk Silverton gestig, sonder 'n eie kerkgebou en sonder 'n leraar, maar met die geloof in God vir die pad vorentoe. Hierdie nuut gestigte gemeente het uit 251 gesinne bestaan, met 542 beleidende lidmate, en saam met die dooplidmate was die lidmaattal 936. Op Sondag aand 31 Mei 1959 is die eerste kerkraadslede in die Silvertonse stadsaal bevestig. Ongeveer 7 maande later, in die naweek van 29 tot 31 Januarie 1960, is die eerste leraar van die gemeente ontvang en bevestig. Op 'n kerkraadsvergadering in September 1960 is besluit om met die bou van 'n kerkgebou te begin, sodra 'n bedrag van R20.000 wat die helfte van die boukoste se beloop ingesamel is. Die gemeente het toe reeds ongeveer R14.000 bymekaar gemaak. Verskeie fondsinsamelingspogings het gevolg. Die vrouediens en bazaars in die kleine gehou. KJV-lede het as baba-oppassers opgetree en hulle het tot huise opgepas wanneer mense met vakansie gegaan het. In September 1961 is 7 tenders vir die oprigting van 'n kerkgebou wat ongeveer 500 sitplekke sou hê ontvang, en dit het gewissel van R34.989 tot R44.774. Daar was ook 4 tenders vir 'n orgel en die tender van SA Orgelbouers in Silverton is aanvaar teen 'n bedrag van R4.200. Tydens die naweek van 10 September in 1962 word die nuwe kerkgebou in Meyerspark amptelik ingewy teen 'n koste van ongeveer R48.000. Minder as 4 jaar daarna is daar weer beplan en gebou, hierdie keer aan die kerksaal. Op 21 Februarie 1969 word die kerksaal wat R52.907 gekos het in gebruik geneem. In Mei 1970, presies 11 jaar nadat Meyerspark gemeente met slegs 250 gesinne begin is, het die kerkraad besluit dat as gevolg van die geweldige uitbreiding van die gemeente, daar so spoedig moontlik oorgegaan sal word tot die afstigting van die suidelike deel van die gemeente, en so word die gemeente Skalkrans gestig. Op 30 Julie 1975 stig die gemeente Silverton Park van Meyerspark af met ongeveer 650 beleidende lidmate. In die jare sou die demografie in en om Meyerspark geweldig verander, en in 2000 word Silverton Park gemeente weer by Meyerspark ingelyf, en bestaan Meyerspark gemeente vandag uit ongeveer 800 lidmate. Op 17 Oktober 1966 is die eerste radiodiens vanuit hierdie gemeente uitgesaai, waar tydens Dominee Bertie Lombard uit Daniël 6 vers 11 gepreek het. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster na Jerusalem gekyk, en soos sy gewoonte was het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Ons dink vandag met groot dankbaarheid teenoor God, wat die hoof van hierdie gemeente is, aan die duisende gebede wat die afgelope 69 jaar in hierdie kerk gebou en in elke lidmaat se huis gebid is. Ons dank God vir hierdie gemeente wat die afgelope 69 jaar sy liefde kon uitleef en uitdeel aan duisende mense. Ons dank hom dat hierdie gemeente oor die jare vir duisende mense geestelike tuiste kon wees. Ons dank hom vir sy seën wat hy oor hierdie gemeente uitspreek en vertrou hom vir elke faset van hierdie gemeente. Wanneer ons terugkyk oor die afgelope 69 jaar en herinner word aan God se troue sorg, gee dit vir ons hoop vir die toekoms. As gemeente kan ons vandag vorentoe kyk, die toekoms in met die wete dat God self sy kerk in stand hou. 'n Jong lidmaat wat onlangs by die gemeente ingeskakel het vertel dat sy verskeie gemeentes besoek het. Maar toe sy by Meyerspark gemeente instap, het dit na huis geruik. Wat 'n wonderlike getuienis is dit nie. En daarvoor gee ons aan God die eer. In die feesblad ter viering van die 25ste verjaarsdag van die gemeente word genoem dat daar 3 soorte lidmate is.
die wat sorg dat dinge gebeur, die wat kyk hoe dinge gebeur, en die wat geen benul het wat gebeur het nie. Dankie aan elke lidmaat wat in die verlede gesorg het dat dinge gebeur het. En vandag is daar nog steeds baie van hulle. Mag julle positief en bereidwillige gees en ywer so aansteeklik wees, dat die enkeles wat kyk hoe dinge gebeur, of dalk geen benul het van wat gebeur nie, ook aktief deel word van 'n geesvervulde geloofsfamilie in Meyerspark gemeente. Mag elkeen hier huis ruik. Ons as leraars by die gemeente die woorde van Hebreërs 13 vers 20 doen. Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, in 'n paar minute het ons so terugblik gehad oor die gemeente van Meyerspark. Maar ons kan ons nie indink oor die impak van hierdie gemeente oor die afgelope 69 jaar hier plaaslik, maar ook in die groot stad en in die wêreld gehad het nie. En nog steeds het. En ons vertrou U dat dit ook in die toekoms so sal wees. Baie dankie Here, dat ons deel van hierdie gemeente mag wees. Maar dankie dat U die hoof van hierdie gemeente is. Dankie dat U die koning van hierdie gemeente is. Maar dankie dat ons mekaar se broers en susters kan wees, dat ons 'n geloofsfamilie kan wees, wat saam daaraan werk, dat hierdie gemeente na huis ruik. Here, mag dit vir ons elkeen die geestelike huis wees, waar ons gemaklik is, waar ons welkom voel, en waar ons U met al die gawes wat U vir ons gegee het, kan dien. Ons weet dit gaan geensins oor ons nie. Dit gaan alles oor U. En daarom bring ons aan U die lof en die eer en die dank vir U versorging van die afgelope 69 jaar van hierdie gemeente. Ons bid U seën toe op die toekoms. En dankie dat U nog steeds voorloop. Ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Ek wil sommer net sê, wie van U was hier met die inwyding van die kerk? En Eloise, dan is Suna, dan eers later gekom. Ag nee, toe was die kerk al lang al hier gewees. Net om Walter en Eloise. Niemand anders. O, goed. Die dominee wat die beenschaaf het. Goed. Kom ons gaan dan aan met die wydingslied. Dankie Robert.
God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Amen. Gemeente, mag hierdie God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. en die koste van die korrel, ons kan dit amper nie glo nie, en in daardie tyd was dit verskriklik baie geld. Ons het gehoor dat die bou van die saal net 'n paar jaar later baie meer was as die bou van die kerkgebou. Dankie dat u
mense in staat gestel het om dit te kon doen. En dankie dat u ons as gemeente vandag nog steeds in staat stel om goed te kan functioneer as 'n gemeente, as u gemeente, u kerk hier in Meyerspark. Dankie dat u nog elke keer die middele voorsien. Dankie dat u ons gebruik daarvoor. Ontvang dan ook vanoggend hierdie offergawe. Vanoggend ook met groot dankbaarheid uit ons harte uit vir Meyerspark gemeente en vir die wyse waarop u hierdie gemeente versorg. Amen. Gemeente, ons is 'n familie hier saam en God het net nou vir ons as familie, as geloofsfamilie ook gegroet. So ek wil u vra om so vinnig mekaar ook te groet en sommer te hoor hoe gaan dit met elkeen. As jy 'n vreemde gesig langs jou sien, vind 'n bietjie uit. En Gerard en Annette, daarvoor julle sit 'n nuwe lidmaat, Kitty de Winnaar, so groet haar ook asseblief. Goed, daar gaan na die diens weer geleentheid wees vir verder kuier by die tee. En ek wil dan sommer net aantal ook vir Kitty sê, welkom hier by ons, ek het haar net nou ontmoet. En ek hoop dit reik vir jou ook na huis hier en dat jy hier gaan wil bly. So baie welkom ook hier by ons, as daar dalk ander nuwe mense is. Ek sien ook Mike en Pieter wys verskriklik daarna twee jonger lidmate en toe julle nou ingekom het ek gewonder of julle hier is vir 'n verjaarsdag, maar dit lyk my dan nou nie so baie welkom aan julle ook, mag ek julle name hoor. Julle is nou op die spot gesit, so nou moet ons maar voortgaan daarmee. Piet en Mandy, baie welkom. Ek ken 'n ander Piet en Mandy ook, so ek sal julle twee onthou, maar baie welkom. Sal julle na die tyd net gou vir my en Rikus hier ontmoet asseblief. Goed, dan kom ons by die familie nuus. Net die week se program gaan redelik normaal voort. Met die erediens by Wilgers Afterwoord en die Bybelstudies aksie omgee. En dan donderdag is Hemelvaart en die gemeente se verjaarsdag. So ons het die gebruik om dan altyd twee dienste hier by die gemeente te hê, die oggend en die aand. 10:00 die oggend en 6:30 die aand. Ons het soms so 'n bietjie gewonder oor die oggenddiens. En daar is ons nou maar elke Dinsdag die diens by Wilgers Afterwoord. En daar's baie van daardie mense wat lidmate by ons is wat vir wie dit regtig net nie moontlik is om hier by die kerkgebou uit te kom nie. En ons het so 'n bietjie die moontlikheid ondersoek om die oggenddiens van die Hemelvaart by Wilgers Afterwoord aan te bied. En ons het met die kerkraad daaroor gesels, hulle het ingestem daarvoor, Wilgers Afterwoord het ingestem. So ons wil dan vra dat daar sal nie dan by die kerkgebou 'n oggenddiens wees, maar dit gaan by Wilgers Afterwoord wees. Maar ons het ook die reëling gemaak met die Afterwoord dat buite mense dit ook kan bywoon. So ons gaan 'n Uberdiens hier van die kerkgebou af die Wilgers Afterwoord toe, vir die mense wat nie self daar kan kom nie. So as julle 9:30 se kant hier is, donderdagoggend, dan sal hier verantwoordelike bestuurders wees, so ons sal nie vir Rikus vra nie, maar hier sal ander verantwoordelike bestuurders wees, wat sal help om mense dan na Wilgers Afterwoord te vat. So ons wil niemand die geleentheid ontneem om die oggenddiens by te woon nie, dit gaan net op 'n ander plek wees. As jy self by Wilgers Afterwoord kan kom,
hulle sal met sekuriteit reël daar dat julle dan kan ingaan vir die diens. En dit gaan dan ook geld vir die Pinksterdienste volgende week. So al die oggend Pinksterdienste gaan dan ook by Wilgers Afdrieoord wees elke oggend om 10:00. Ek hoop u gaan daardie ruimte in die hart hê om dit vir die mense van Wilgers Afdrieoord dan ook moontlik te maak om die Pinksterdienste en die Hemelvaartdiens ook te kan bywoon. So, wees so 9:30 as u dan 'n saamry geleentheid soek, dan neem ons u met graagte soontoe. Goed, dan, ek moet so 'n bietjie vorder, want Rikus gaan nou vir my kwaad wees. Dinsdag, die 27ste, nou eerskomende Dinsdag, is daar bazaarvergadering. Julle sal dit nie glo nie, maar dit is so. So almal wat op een of ander manier dalk by die bazaar betrokke wil wees, wat wil help saam dink oor dit, wat saam beplan, wat insig wil gee, wat hulp wil aanbied, Dinsdag aand, en dit is nou in die aand sodat die jong mense ook die vergadering kan bywoon, want ons het julle almal nodig, 6:30 in die sysaal. Dan die ander berigies, daar kan julle maar asseblief self lees. En dit bring my dan by die kontemplatiewe diens vanaand. Ek wil net dit herinner vir u. En dan by die voorbidding, Eloise het nou vir my gesê, Jaco het daar vanoggend gebel, en toe sê hy, die dokter was vroeg vanoggend daar, en toe die dokter gesê, daar is goeie vordering, en Jaco het gevra, dat ek dit ook so aan julle sal kommunikeer. En dan het oom Jan Bligner vroeër die week so een aand in die hospitaal deurgebring, maar ek het gehoor dat net nou vir Rikus kom sê, hy is weer in die hospitaal. So Tannie baie sterkte, en ons bid ook dan vir Tannie en vir oom Jan. Goed, dan Tannie Libby Lou is oorlede, ek het dit nou verlede Sondag ook genoem, maar die rouwdiens is môreoggend 11:00 hier in die kerkgebou. Dan die verjaarsdag, ek het net toe ek inkom, sien ek, is 'n hele ry mense hier voor, en toe weet ek, dit is vir 'n verjaarsdag. En hier sit 'n ander verjaarsdag maatjie hier voor, so oom Latie, verjaar môre, oom Latie later gaan, en dan sy 90 jaar oud. So oom kan er so lang vorentoe kom. En net die volgende dag verjaar oom se buurman, sien ek, so oor kan die straat, oom Freddy Kreer, so, en hy word 95, nou oom Freddy se gesondheid is nie meer so baie goed nie, maar hy is eintlik bedien, so kom ons dink maar ook sommer aan hom. En dan die 29ste, so op die gemeente se verjaarsdag, maar net heel wat ouer as die gemeente, is oom Walt de Tooi. Nou, jy kan dit nou oplos, die maak die saak. Mense moet daarom iets sien wat lyk of hy 94 is, want niemand kan glo dat oom Walt 94 is nie, of amper is nie. So oom Walt verjaar, en dan die Anna Smit 89, ek weet nie of sy hier is. Goed, kom ons gee geleentheid dan. Wat vir jaar eerste. Het lyk my so, daar skik is die gaar. En dit mag om ewig gebruik. Dat sien ons dan nie afhou nie. Enige iemand anders wat in hierdie week verjaar? Niemand. Kom ons sing dan die Here se seën vir hulle toe.
Goeiemôre ook van my kant af. Ek wil dalk miskien net so vinnig reageer op 'n paar goed. Die eerste ene was toe daai video oor die kerk net nou gespeel het en Derek sê jy weet, moet asseblief niks persoonlik vat nie, is op niemand gemik nie. Toe sê hy daar's 'n klomp mense wat glad nie weet wat aangaan en toe kom maar 'n foto van my op. So daai is die eerste ding wat hom aangespreek moet word. En dan die tweede ding is, Derek het dit nou nie gesê nie, maar ek is besig met 'n ander hemelvaartdiens. Dis nie dat julle nie kan rondry nie, maar ek moet julle dalk waarsku, as julle saam Derek ry, mag dit dalk 'n regte hemelvaart wees. Ek wil asseblief die kinders vra om vorentoe te kom. Derek vra my nou, ek moet julle net sê, ons hou 6 hemelvaartdienste donderdag. 3 by die laerskool, 1 by 'n kleuterskool, 1 by Wilkers en 1 by die kerk. So dit is wonderlik as ons daai geleentheid het. Kan ek net gou weer seker maak verjaarsdae? Kyk, daar weet ons van 2, is daar nog, as julle seker, kyk nou mooi. Is daar nog een hierso? Kyk, okay, julle moet opsteek, almal asseblief vir my opdra, Dora vir jou, ja? Of wil jy net gaan uitdeel? Okay, wie gaan nog vir my uitdeel vir jy sien, hè? Is jy seker? Kyk, video, goed, steek julle hande op, Nora gaan jy rechts, kyk, hande op, hande op. Dis lekker sjokolade. Of so, hoor, ek mag nooit kry. Hoe mooi is die ding in jou hare. Dit lyk soos 'n stikkie nou, maar dit is nie 'n stikkie. Ek het niemand daar agter gemis nie. Of dalk hoe. Ek wil vir julle vandag vra oor verjaarsdag, so sal julle dalk saam met my sit. Dan wil ek vir julle 'n paar vrae vra. So my heel eerste vraag, maar hierdie is 'n baie belangrike vraag. Wie van julle het al verjaar? Jy nog nooit verjaar nie? Is jy nou 7? Van 'n verjaar jy? Nog 4 maande, net 4. Dis, ja, dit is amper. Ja, hoe oud is julle elkeen? Sê vir ons, tel ons hoeveel verjaarsdae julle gehad. Jy is 8. So jy het al 12 keer verjaar. Nee. Okay. Goed. 7, so jy het so 5 keer al verjaar. 4. 2, jy het nog 2 keer verjaar. Okay. O ja, jy het 5, ek sê jy is 5. So jy word 5, of is jy 5? Vir 4 maande dan is jy 6. Nee. Okay, en Nora? 7, okay. Goed, nou kan julle my sê, wat gebeur gewoonlik wanneer mens verjaar? Okay, dit is die vraag wat ek gesoek het. Nou, wil jy nog iets sê? Jy kry ook 2 sjokolades, jy is reg, maar jy het daar verklaar. Nou wil ek by julle hoor, wat doen mense as jy geskenk kry, hoe voel dit? Is dit lekker? Is dit goed om 'n geskenk te kry? Jy is opgewonde, ja, veral wanneer jy weet dit kom, maar is nog nie daar nie. Soos jy 4 maande van jy geskenke kry. Dis baie wil ek sê, maar 'n groen brief kry. Maar nou wil ek vir julle sê, dink julle dit sal mooi wees as jy vir iemand 'n geskenk gee, of iemand gee vir jou 'n geskenk, en jy sê nee dankie, ek wil dit nie. Sal dit mooi wees? Ja, jy vanaf gepraat, Nora, nee, dit sal nie mooi wees, en sal hulle hart baie seer maak, nee. Okay. Wel, vandag gaan ons uit die Bybel lees, en ons gaan lees van wonderlike geskenke wat Jesus vir ons gegee het. En dit is geskenke wat ons nie moet sê, nee dankie, ek wil dit nie. Ons moet dit regtig vat en dankie sê, want dit is beter as 2 sjokolades. Goed, so dit is wat ons gaan lees net. Julle moet mooi luister, maar nou wil ek julle moet saam met my bid, en dan net omdat jy so mooi opmerking gemaak het, en julle elkeen 2 sjokolades kry, maar dit is nie vir julle elkeen, jy moet vir iemand dit gee as 'n geskenk. Kyk, een van hulle, die ander mag julle weet. Goed, kom ons bid saam.
Here Jesus, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie vir al die geskenke wat U vir ons gee. Amen. Goed, hierso. So omdat ek ook maar vir iemand gaan gee, ne? So nou, wanneer sien jy 'n maatjie by die skool môre? Jy moet hom net nie 'n sak vergeet dat die sjokolade smelt nie. As ek wil dit dan maar gaan sit. Ons sal die, ek kan ook sê jy wat dit sê, en dit was om vir my die geskenk van later te gee. Ons gaan vanoggend lees uit Johannes 14 vanaf vers 23, maar voordat ons saam lees, kom ons bid. Here Jesus, ons dankie dat ons weet, U is hier by ons teenwoordig. Dankie Here dat ons kan weet, U is by ons en U stap regtig hierdie lewenspad saam met ons. Here, help ons om elke dag U groot geskenke en U groot genade en liefde raak te sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie net myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek lees tot sover. Ons het laasweek uit Johannes 13 uitgelees, die begin van Jesus se afskeidswoorde, wat tot in hoofstuk 17 van Johannes aangaan. En hierso is Jesus weer besig om uit te brei op hierdie afskeidswoorde van hom. En in hierdie afskeidswoorde gee hy eintlik hierdie wonderlike beloftes en hy vertel van hierdie wonderlike geskenke en gawes wat hy sal gee. Hy sê vir sy volgelinge, vir die wat hom liefhet, sal hy en die Vader self by hulle kom woon. Hy sê ook vir hulle dat die Gees van God, die Heilige Gees, in hulle sal kom woon. En dat die Heilige Gees vir hulle sal herinner wie Jesus is, wat Jesus gesê het en alles wat hy hulle geleer het,
sodat hulle dit nooit sal kan vergeet nie. Dit is wonderlik, ek gaan nou vir julle verder vertel van die geskenke, maar dit is wonderlik, hier is een van die eerste plekke in die Johannes Evangelie, waar ons lees van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, almal hier op een plek. Daarby saam met die belofte en die gawe van die Heilige Gees, kom Jesus en hy sê, maar ek gee vir julle vrede. En hy sê, hierdie vrede is nie die vrede wat julle in die wêreld ken nie. Dit is my vrede. Dit is groter, dit is beter, dit is meer diepgaande as die vrede wat die wêreld gee. En daarbij saam gee hy dan ook 'n opdrag. Hy sê, moenie bang wees nie, moenie ontsteld wees nie. En in hierdie konteks is hy besig om spesifiek met die disippels te praat en vir hulle te sê, maar ek gaan sterf, ek gaan opvaar na die hemel toe, maar moenie bang of ontsteld wees nie. Want hierdie alles is deel van wat moet gebeur. Ek is nog steeds in beheer. Ek is nog steeds God. Hierdie is nie die wêreld wat die oorhand kry nie. Ek is nog steeds in beheer. Maar hierdie belofte is nie net vir die disippels nie. Eerder hierdie opdrag is nie net vir die disippels nie. Dit is ook 'n opdrag wat hy gee vir elkeen van ons. Om te sê, maar moenie bang wees nie. Moenie ontsteld wees nie. En wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, wanneer ons na ons eie lewens kyk, wonder ek baie keer, maar lewe ons regtig hierdie geskenke wat Jesus vir ons gegee het uit? Is ons regtig getrou aan hierdie opdrag wat hy gee? Wonder nogal in hierdie kerkbanke, hoeveel gesprekke was daar in hierdie week gewees oor president Trump en Cyril se gesprekke wat hulle gehad het, en die implikasies wat dit vir ons het. Hoeveel vrees het dit miskien by ons aangewakker? Wonder, as ek hier voor my kyk, hoeveel gesprekke was daar al hierdie week binne gesinne gewees, waar iemand ongelukkig is oor iets wat iemand anders gedoen het, waar jou vrede van jou ontneem is deur iemand anders se optrede, of waar jy miskien iets gedoen het wat iemand anders se vrede van hulle af weggeruim het. En laasweek het ek die vraag gevra, hoekom is dit vir ons so moeilik om Jesus se onvoorwaardelike liefde regtig te aanvaar, regtig uit te leef? Hoekom is dit vir ons so moeilik? En hierdie week vra ek 'n baie maklike vraag. Hoekom is dit vir ons so moeilik om net die vrede van Jesus te kan leef? Ek dink nie, dit is 'n komplekse vraag nie. Dit is ons maklik, hoekom doen ons dit nie? Wanneer ons dan hier na ons skriflesing vanoggend kyk, dan moet ons bietjie die konteks verstaan waarbinne Johannes geskryf is. So Jesus sê spesifiek hier in Johannes, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die wêreld se vrede nie. En dit is 'n baie breër term, maar Jesus het waarskynlik iets baie spesifiek in gedagte gehad. En dit is die Pax Romana, of die vrede van Rome. Hierdie was 'n konsep gewees in die Romeinse Ryk, waaronder die Jode geleef het, waaronder Jesus geleef het in daardie tyd, wat gesê het, hierdie is die vrede van Rome. En die vrede van Rome was van so 'n aard, dat jy sal nie iets doen wat die vrede ontstig nie, anders sal ons jou doodmaak. Die vrede van Rome was vrede wat onder die swaard was. Daar was nie regte vryheid en vrede nie. Daar was vrede wat afgedwing word op mense, om te sê, jy sal 'n vreedsame lewe hê, of anders. En dit is dan binne hierdie konteks wat Jesus sê, maar die vrede wat ek bring, is nie die wêreldse nie. Nou, ons is miskien nie onder die Romeinse Ryk, onder daardie vrede nie, maar ons lewe nog steeds in 'n wêreld wat vir ons of ander ideale van vrede gee, of ons ander weer probeer wys om by vrede uit te kom. Het sal nogal interessant wees om te hoor, maar ek gaan net aanneem, van julle het miskien al Max Lucado se kinderboeke gelees oor Pink en Wolsey. Die naam mag dalk vir van julle bekend wees. Maar ek sal so 'n bietjie konteks gee. Ek het dit in hierdie week gelees, toe ek besig was met my voorbereiding, ek het net daaraan gedink. En die verhaal van Pink en Wolsey is hierdie wêreld waar daar 'n klomp ou mensies is, en hulle lewe saam in hierdie dorp. En die eerste verhaal vertel van hierdie ou mensies wat leef, en ons een karakter, Pink en Wolsey.
En hierdie mense in hierdie dorp het besluit dat hulle goue sterretjies en swart kolle gaan begin uitdeel in die dorp. En die goue sterretjie kry jy as jy iets baie slim of iets baie oulik doen. As jy hoër kan spring as iemand anders, dan kry jy 'n goue sterretjie. As jou hout mooier lyk as iemand anders tussen, dan kry jy 'n goue sterretjie. Maar as jy dalk bietjie lomp is en jy val oor jou eie voete, of as jy dalk 'n paar hakplekke het in jou hout, dan kry jy 'n swart kolletjie. En so het die meeste mense maar rondgeloop met klomp goue sterretjies en klomp swart kolletjies, en van die mense is beter as ander. Maar Pinkenossie was in hierdie geval baie lomp gewees. En wanneer hy lomp is en hy probeer so hoog spring soos iemand anders te laat hy 'n sterretjie kan kry, dan val hy. En dan kry hy 'n swart kolletjie. En dan wanneer hy probeer verduidelik hoekom hy geval het en wat gebeur het, dan val hy oor sy woorde ook. Dan kry hy nog 'n swart kolletjie. So het Pinkenossie net swart kolletjies gehad. En op 'n stadium het Pinkenossie begin besluit, maar weet jy wat, ek wil nie meer eers uit my huis uit gaan nie. Want as ek uitgaan, gaan ek 'n swart kolletjie kry. Ek wil nie eers meer mense sien nie. En so het hy in die uithoeke van die dorp begin rondloop. En daar het Pinkenossie 'n meisie ontmoet wat nie enige swart kolletjies of goue sterretjies gehad het nie. En baie keer het die mense haar gesien en dan dink hulle, "Sjoe, kyk hoe oulik is dit. Sy het nie enige swart kolletjies nie, man. Kom plak hulle die goue sterretjie, val die sterretjie af." En dan kom al ander mense en hulle sien dit as vreemd, want hoekom het sy nie goue sterretjies nie? Kom hulle om die swart kolletjie te plak en dan val die swart kolletjie af. En toe vra Pinkenossie op 'n dag, "Maar hoe kry jy dit reg?" En toe sê sy, "Maar sy gaan gereeld om te gaan kuier by Eli." Eli was die persoon wat hierdie houtpoppe gemaak het. En op 'n stadium sê sy, "Maar jy kan ook na hom toe gaan." Pinkenossie het die dag huis toe gegaan en die aand sit hy daar en hy dink, "Maar dink nie ek moet so toe gaan nie. Wat as hy ook vir my swart kolletjies wil gee?" En so besluit Pinkenossie toe hy nou weer al die mense sien met hulle kolletjies en hy sien al sy swart kolletjies, miskien moet hy gaan. En so stap Pinkenossie uiteindelik daar die berg op en hy kom by Eli se huis en hy sien hierdie verskriklike groot tafel. En op hierdie groot tafel is daar 'n houthamer wat so groot is soos Pinkenossie se arm. En hy raak so 'n bietjie bang en hy dink, "Hier moet ek nie wees." Hy draai om en hy wil begin uitloop. En hy hoor 'n regte harde, maar tog liefdevolle stem sê, "Pinkenossie, is dit jy?" En so draai hy om en hy sien vir Eli roep hom nader en hy sê vir hom, "Kom sit hier by my." En Pinkenossie sê, "Nee, maar hierdie meisie moet nou geen kolletjies of sterre het nie, hoe is dit moontlik?" En so begin Eli vir hom verduidelik, "Maar ek het jou gemaak en ek het jou spesiaal gemaak, net soos wat jy is. En jy is besig om jou waarde te heg aan wat mense van jou dink. Jy is besig om jou waarde te heg aan die hoeveelheid sterretjies of die hoeveelheid kolletjies wat jy het." En so vertel hy hierdie vir Pinkenossie en Pinkenossie vra vir hom, "Maar hoe raak ek dan ontslaaf van hierdie kolletjies?" En Eli sê vir hom, "Maar kom kuier net elke dag by my." En Pinkenossie het lekker daar gekuier en soos wat hy uitstap, toe begin van die swart kolletjies van hom afval. En dit is die einde van hierdie eerste verhaal. En ons nog 'n verhaal oor oulike boksies bymekaar probeer maak en meer bokse as die ander probeer hê, om ook beter te lyk as die ander mense in die dorp. Maar die werklikheid is, daai oulike klein kinderverhaal sê vir ons iets van hoe ons wêreld sê jy moet vrede kry. Ons wêreld sê jy moet 'n sekere vlak van verdienste hê, dan mag jy vrede hê. As jy eendag hard genoeg gewerk het, kan jy nou aftree en dan kan jy sê, "Maar nou mag ek maar rus. Ek het dit nou uiteindelik verdien." Of jy kan vrede hê as genoeg mense van jou hou. En die probleem daarmee is, daar kan altyd iemand wees wat nie van jou hou nie. Daar kan altyd iemand wees wat dink, "Hier moet ek 'n swart kolletjie plak." Die tweede verhaal wat ek nou nie gaan vertel nie, se boodskap is dat jy eintlik net vrede kan vind wanneer jy meer het as iemand anderste. En daarbij kan ek ook vir julle sê, daar gaan altyd iemand wees wat meer het as jy.
wat meer mag het as jy, wat meer geld het as jy, wat meer familielede of vriende het as jy. Om in hierdie wêreld vrede te kry, is onmoontlik, want dit is 'n valse vrede. En dit is wat Jesus hier uitwys van Romese vrede, maar ook van enige aardse vrede. Dit is iets tydelik, dit is iets kortstondig, dit is iets wat nie 'n werklikheid is nie. Maar dan kom sê Jesus, maar my vrede gee ek vir jou. 'n vrede wat anderste is as hierdie wêreld. En hierdie vrede is regtig anderste. Wanneer Jesus die woord vrede gebruik, is die woord in Hebreëus shalom. En shalom is nie 'n blote, ek lees so rustig hier by 'n vakansie oor en alles is in plek en ons mooi musiek in die agtergrond nie. Shalom impliseer 'n totale heelheid van wese. Dat alles in plek is. Dat alles is soos wat dit moet wees in my binneste. Dit is 'n tipe vrede wat nie gebonde is aan die wêreld se situasies nie. Dit is nie gebonde aan wat met my gebeur nie. Dit is iets wat van binne af uit my uitvloei. Waar Rome en die wêreld se vrede of op mag en geweld of op materialisme gevestig is die vrede wat Jesus bring gevestig in verhoudings. Ons sien dit in die eerste plek met die verhouding van die drie-eenheid self, die verhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 'n liefdevolle verhouding wat in alle ewigheid nog bestaan. En dan wat Jesus hier kom doen is, hy nooi ons uit, die mooi teologiese woord daarvoor is die dans van die Triniteit. Hy nooi ons uit en sê, maar kom neem deel aan dit waarmee ek besig is. Hy nooi ons in hierdie heilige verhouding in. En sê, maar kom leef naby aan my. Inteendeel, hy sê nie kom leef naby aan my nie. Hy sê, ek en die Vader en die Gees sal in jou en by jou kom woon. En dan gaan dit nog verder en hy nooi ons tot 'n breër gemeenskap. En sê, maar julle almal wat in my glo, kan saamkom. Julle kan op my en op mekaar staat maak, vir mekaar lief wees. Hy nooi ons na gemeenskap toe waar ons nie meer soek vir sterretjies of kolletjies nie. Hy nooi ons na gemeenskap toe waar ons nie sterretjies of kolletjies het nie. En waar ons juist moet gaan en wanneer ons mense sien wat vol kolle of vol sterre is, dat ons vir hulle kan gaan sê, maar hierdie is nie die werklikheid nie. Kom na die Here toe en hy sal vir jou wys dat jy regtig spesiaal is. Kom na die een wat jou gemaak het en hy sal jou wys dat jy kosbaar is. En in daai wete dat jy sy kind is, dat hy by jou is, dat hy saam met jou leef, dat hy ook vir jou medegelowiges gee, 'n familie wat saam met jou glo. En daai is die vrede wat hy gee. Die vrede wat hy vir ons gee, is 'n vrede om opreg lief te hê, maar ook opreg lief te hê te word. Maar so het ek hierdie video al in 2 eredienste gespeel, nie hier nie, maar op ander plekke. Maar ek dink dit vang iets baie mooi daarvan vas, van hoekom dit vir ons so moeilik is om hierdie vrede regtig te leef, om regtig hierdie liefde en genade van Christus te aanvaar en dit met ander te deel. Die video is een van 'n hondjie vir julle binnekort speel, maar dit is 'n hondjie wat net pyn en verwerping en seer geken het, wat deur sy eienaars eintlik maar op die straat gelos is, om vir homself te sorg. En dit is die wêreld waarin ons leef. Die wêreld waarin ons leef, gee vir ons van die vroegste ouderdom af net verwerping en seer. Daar's dalk oomblikke van blydskap, maar dit is baie kortstondig. Dit voel dalk goed wanneer ons 'n goue sterretjie kry wat sê is genoeg. Maar die swart kolletjie kom baie vinnig op sy hakke. En so is ons dan so skepties oor ware liefde, dat selfs wanneer God na ons toe kom en sê, maar my vrede wil ek vir jou gee, ek wil vir jou my liefde in oorvloed gee,
dat ons amper wil wegkry, dat ons amper niks daarmee te doen wil hê nie. Want as ons hom toelaat om so intiem in ons lewe betrokke te raak, dan kan hy ons ook seer maak. En ons ken daai seer. Ons wil nie daai seer hê nie, veral nie van die een af wat ons gemaak het nie. En dan is ons net soos op 'n penalty wat instap en hierdie groot tafel sien en hierdie bulderende stem hoor en dink, maar hier moet ek weg. Maar die werklikheid is, hy is daar om vir ons lief te wees. Hy is daar om vir ons 'n vrede te gee wat nie gebonde is aan die wêreld se vrede nie. Nou kan ek vir 'n oomblik stil bly en vir julle die video wys wat ek graag wil speel. I saw this little brown thing, lots of cars and trucks screaming past him. We had the risk of him either running into the road and being hit or running into the rice field and never seeing him again. I spoke to the family there and they said they knew the dog, but no one could touch him. He ended up cornering himself, desensitizing with the food and soft sounds, and the calm approach. Energy is incredibly important. But then there's the moment where you have to catch them. And that can be quite sudden and scary for them. It's okay. Someone was looking down on him for sure. Welcome to the family. Hi. He was still incredibly nervous. But by the next morning, he was a completely different dog. I honestly didn't think it was the same dog. I let them come inside when they're ready to. Yes. It could take an hour, it could take several days. Yes, come on. Come on. There you go, buddy. Yes, this is a house. That's it. Get in now. That's a good one. Come on. Once he was in, he was in. Come on, let's go see the others. It's really important to have other animals there to show him that it's okay. Hey, Willis. Here, at the back of the tree. I would take all of them to a field to have a big run. Oh, God. Look at this little guy. We had him on leash to make sure he couldn't run away, but eventually I trusted him enough to let him off leash. Why would someone throw you away? He just absolutely loved his freedom. He changed from this scared little dog on the side of a busy road to this bouncing puppy. Willis then found the most incredible home with Angie and her husband. Let's go. Are you ready? He's just surrounded by love, which is everything that he's ever wanted. Yeah, where are we going? Where are we going? Where are we going? Where are we going? Yeah, let's go. En ek wys daai vir julle want in baie opsigte is daai ook ons. Ons is so gewoond aan verwerping en seer dat ons vreesagtig is wanneer God en selfs mense vir ons regtig opreg lief is. En die wonderlike ding wat ons aan hierso sien is eintlik hierdie
geduldigheid. Eerste om die hond gemaklik te kry om net te kan eet, en dan die hond saam in die kar te kry, en dan sy sê daar, dit vat partykeer selfs daar vir die hond om in die huis te kom. Maar tog sien mense hierdie verandering by hierdie hond, van hierdie vreesagtige hond wat so bang is vir die wêreld rondom hom, so bang is vir mense en waarskynlik vir ander diere. Na 'n hond wat so bly is, 'n hond wat regtig vrede en vreugde en blydskap en liefde ervaar en ook deel. En so is dit ook die lewe waartoe Jesus ons nooi. En hy doen dit waarskynlik met nog meer geduld, want hy weet hoe seer ons gekry het in hierdie wêreld. Hy weet hoe seer die wêreld ons maak, en hy weet dat ons ook dikwels dan uit vrees uit ander seer maak. Maar tog stap hy saam met ons in pad. En sy daar in die video het sê, dit is so goed wanneer hy saam met ander honde gaan om te weet dat dinge regtig alright is. En so sit ons ook met 'n geloofsfamilie wat hier sit om te wys, maar jy is veilig hier. Die Here aanvaar jou, maar ons aanvaar jou ook. Ons is nie hier om sterretjies of kolletjies op jou te plak nie. Ons is hier om lief te wees vir jou. En dit is die vrede wat Jesus dan moet bring, wanneer hy tussen ons kom woon. Ek wil graag 'n geleentheid gee om stil te raak voor God. Om te dink aan al die plekke in jou lewe waar jy regtig nie vrede beleef nie. Waar dit voel of jy net op 'n bootjie is, op 'n stormagtige see wat oor en oor geslaan word, waar daar niks rustigheid en stilte en vrede is. En vra die Here om daar teenwoordig te wees in jou lewe. Vanuit die stil gebed gaan hy begin voorgaan in 'n gebed, eintlik in julle oor dan ook maar, want julle moet navolg. Daar's 'n gedeelte wat julle ook deel in die gebed. Kom ons word stil. Here, ek is bang, en in my vrees maak ek ander seer, sodat ek kan veilig voel. U roep my om lief te hê, maar dikwels wil ek kwaad met kwaad vergeld. My God, die wêreld maak my seer, en vanuit hierdie wond verpletter ek ook ander. U ontvang my met oop arms, tog stel ek vir myself en vir ander standaarde waaraan geen mens kan voldoen. U het my onvoorwaardelik lief, maar onvoorwaardelike liefde is vir my so vreemd dat ek myself uit vrees daarteen verweer. Vader, u vrede en liefde nooi my tot 'n nuwe lewe, 'n lewe waar ek lief kan hê, omdat u my eerste lief gehad het. Laat Here u vrede deur my vloei. Amen.
in God die Vader. Sy liefde is die bron van alle lewe en die diepste begeerte van ons harte. Ons glo in Jesus Christus, die woord van God wat mens geword het. Hy het gekom om versoening te bring en alles nuut te maak. Ons glo in die Heilige Gees, wat God se vredesasem in ons harte aanblaas, wat werk deur gelowiges en wat die vredemakers in die wêreld bemoedig en versterk. Ons glo dat God se vrede magtiger is as geweld, dat sy liefde sterker is as haat, en dat die lig skyn deur die donker, en die donker dit nie sal uitdoof nie. Amen.
terwyl julle so staan, herinner ons julle ook aan die gemeente ete. Ons kan so van 11:30 af begin. Ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed vir julle wees. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee. Amen. Thank you.